Goeiemiddag graad 12's, ek sê vrou Lynmarie en ek is hier om julle oor hy laaste streep te kry vir sukses, môre met julle vraestel 3. Ons gaan onmiddellik begin, dit is slegs alles in 'n neutedop wat julle nodig het om te weet. Dink aan jou skryfwerk môre as 'n heerlike burger. Verbeel jouself, jy stap in by die restaurant, jou bord word voor jou neergesit en die eerste ding wat jy sien is hierdie boonste gedeelte van jou burger, die lieflike ban, gedek in sesamiesade en gewoonlik is daar so 'n bietjie van 'n skynsel, 'n blink. En dit is die eerste ding wat jou aandag vang, wat jou lus maak vir hierdie burger. Dit is jou inleiding. Dit is veronderstel om jou aandag te vang, dit is veronderstel om jou lus te maak. En dit is presies wat jy moet bereik met die opstelle in die skryfwerk of die skryfstukke wat jy dan nou môre gaan skryf. Daarna beweeg ons aan na die liggaam. Dis die gedeelte van die burger wat daai ekstra flavour gee. Of dit nou 'n cheddar melt is, of dit nou 'n smoky beef is, elke burger het sy unieke geur en so ook het elke skryfstuk sy unieke geur. Laastens en selfs net so belangrik soos die inleiding en die liggaam is die slot. Dit hou alles mooi bymekaar. Verbeel jou, 'n burger sonder die onderban, alles sal uitmekaar val. Daarom is dit belangrik dat jy al drie hierdie dele in elke skryfstuk het om alles mooi saam te vat en bymekaar te hou. Hierdie prinsip kan selfs toegepas word op jou paragrawe, waar elke paragraaf 'n inleidende sin het, 'n uitbreiding daarop en dan weer 'n konklusie. Alles, daai laaste sin wat dit alles saamvat in daardie paragraaf. Soos jy skryf, hou asseblief dit in gedagte om seker te maak dat daar konsekwentheid is en dat jy nie na woorde hap en sukkel om tot by die punt te kom nie. Volgende gaan ons vinnig in 'n neutedop kyk na die tegniese aspekte van die vraestel en presies hoe dit uitgelê word en wat van jou verwag word. Vir die huistaalleerders met julle vraestel bestaan uit 2 afdelings. Afdeling A is die opstel van 50 punte, en afdeling B het julle 2 tekste wat julle moet beantwoord, of 2 tekste wat julle moet skryf, jou transaksionele tekste. Elke teks tel 25 punte vir 'n totaal van 50 punte, wat beteken jou vraestel tel uit 100 punte. Dit is jou lang transaksionele tekste is 180 tot 200 woorde. 'n Tydsbesteding word aan julle voorgelê, 'n voorstel wat gemaak word. Ek sou voorstel dat julle definitief daarbey hou, dat dit julle help, dat julle nie vasbrand nie, en tog alle vrae beantwoord. Vir afdeling A is dit 100 minute, en vir afdeling B, vir beide tekste, het julle 'n totaal van 80 minute. My IAT-kinders, ons kyk na julle afdelings. Julle het 3 afdelings. Afdeling A is julle opstel van 50 punte. Dan het julle 'n afdeling B en 'n afdeling C. IAT, julle sal sien dat julle 'n ekstra afdeling het, anders as die huistaal. Julle afdeling B is 120 tot 150 woorde en daarvoor word julle aangeraai om 40 minute daaraan te bestee. Julle afdeling C, julle ekstra afdeling, is dan 20 punte waaraan julle 30 minute daaraan moet bestee. Dan, die tipe opstelle wat julle kan verwag, is die verhalende opstel, beskrywende opstel, argumenterende opstel en die beredenerende opstel. My advies sou wees dat die van julle wat ander talente het waarvan skryf nie een is nie, dat julle eerder sal hou by die verhalende opstel of dan die beskrywende opstel. Vir die William Shakespeare's en die oppermans van die toekoms, julle kan 'n argumenterende opstel of dan selfs die beredenerende opstel kies. Let asseblief op die verskil tussen hierdie 2. Jou argumenterende opstel is een wat standpunt inneem. Een standpunt en dit is wat jy argumenteer. Jou beredenerende opstel kyk na beide kante van die munt en beide kante moet objektief gestel word en met mekaar vergelyk word voordat daar tot 'n gevolgtrekking gemaak word. Goed, ons beweeg aan. Hier dan nou weer net 'n kykie na die inleiding, die slot en die verwagtinge van jou skryfstuk. Jou inleiding is iets, soos ek gesê het, wat jou aandag moet trek. Hiervoor sou ek voorstel dat jy streng inspel
op die leser se emosies. Het sy jy hulle wil kwaad maak, het sy hulle wil hartseer maak, of selfs wat werk is om universele vraag te stel of 'n universele onderwerp aan te pak, waarmee almal kan vereenselwig. Dan beweeg ons aan na elke paragraaf, elke kernidee, en daai is scaffolding, soos hier genoem, wat ek voorheen verduidelik het, waar jou paragraaf dan nou, soos die Burgerban, 'n inleidende sin het, en daarop volgend brei ons uit op die idees, en hy word dan mooi weer afgesluit. Daarna beweeg ons aan na die slot. Onthou dat jou inleiding en jou slot met mekaar moet gesels. Dan, wat jy kan verwag, wanneer jy kom by die lang transaksionele tekste vir beide EAT en huistaal, kan jy verwag dat jy getoets word op die dialoog, resensies, die koerantberig, 'n e-pos, 'n huldeblyk, die toespraak en die informele brief. Dit is uiters belangrik dat jy hierdie formate onder die knie kry en geen foute begaan nie, want dit kan jou punte kos. EAT, vir daardie ekstra afdeling wat jy bykry, julle afdeling C, is hierdie die formate waarna jy moet kyk. Dit is die uitnodiging of die advertensie, die dagboekinskrywing, teksboodskap, rigtingaanwysings en instruksies. Hiermee wil ek vir julle sê, dat wanneer dit kom by die uitnodiging of die advertensie, hou verby. Dit is uiters moeilik om afdeling C te skryf op hierdie onderwerp, wanneer jy moet uitkom by 80 tot 100 woorde. Laaste maar nie die minste nie, enkele tegnieke of wenke, wat julle dan nou meer sal help, wat julle in julle agterkop moet hou, terwyl julle skryf. As jou teks klaar geskryf is, jou beplanning is gedoen, die teks bestaan en is daar, dit is nou die redigering, mens noem dit jou rofwerk. Goed, jou rofwerk moet geredigeer word. Wanneer julle dit doen, raai ek julle aan om te kyk na julle spelling. Spelling is belangrik, en kyk na julle sinstruktuur. EAT-leerders, dis stompie. Vind ook 'n goeie balans met die gebruik van kreatiewe of kleurvolle taal. Onderwysers sê altyd, sit 'n idioompie by of 'n vergelyking of nog adjektiewe, moet dit asseblief net nie oordoen nie. Kyk dus na adjektiewe en byvoeglike naamwoorde, slaan die woordeboek na, hê 'n paar woorde in jou sak. So ook met idiome, vergelykings, metafore en personifikasie. Vermy asseblief die direkte rede, tensy jy goed vertroud is daarmee en weet hoe om dit korrek te gebruik. Let ook op die gebruik dan nou wat daarbey aansluit, die punctuasie, jou kommas, jou punte, jou vraagtekens, jou uitroeptekens en so meer. Soos voorheen genoem, wanneer ons nou weer terugdink aan die hamburger, regdeur is dit tog belangrik dat al die geure mekaar komplementeer. As die geure mekaar nie komplementeer nie, is dit dus natuurlik 'n totale flop. Onthou dus dat daar 'n goue draadjie moet loop deur jou opstel, wat alle idees en konsepte met mekaar verbind, maar so ook moet verbind met die onderwerp van die opstel of skryfstuk. Verdere waardevolle wenke is, leer miskien ou vraestelle wat jy deur die loop van die jaar geskryf het, in graad 11 geskryf het, of selfs graad 10, waarop jy goeie punte behaal het. Leer dit en sien hoe jy dan met hierdie nuwe vraestel, met nuwe onderwerpe, daardie opstel kan aanpas, om dan by jou onderwerp te pas. Jy kan presies dieselfde doen met mondelinge, wat moontlik in 'n skryfstuk omskep kan word. Lees, verstaan en hou by instruksies. As hulle sê 80 tot 100 woorde, is dit 80 tot 100 woorde. Dit is ook belangrik met die verstaan van die onderwerp en die lees van die instruksies om te hou by die onderwerp. Daar moet 'n duidelike verband wees tussen die inhoud van jou skryfwerk en die onderwerp wat jy kies. Dit is spesifiek belangrik wanneer dit kom by die visuele prikkels. Vir die visuele prikkels kry jy self net 'n prent. Vir die prent moet jy self dan 'n onderwerp formuleer. Moet dit nie vergeet nie. Dan moet jou inhoud sterk verband hou met hierdie prent en nie arbitreër voorkom nie.
Laastens vir jou transaksionele tekste wat adresse vereis. Stel ek voor graad 12's, leer vooraf 'n adres, die regte spelling, die korrekte formaat en pas dit so ver moontlik op alle adresse toe, tensy die opdrag vereis dat jy 'n spesifieke adres gebruik. Dan graad 12's, laastens, elke skryfstuk moet 'n opskrif hê. Ons het reeds bespreek van die visuele prikkels wat belangrik is en maak seker dat jy jou formate ken. Moenie vooraf formate uitkies nie. Wat kan gebeur is dat jy vir 'n formaat gekies het, maar geen woordeskat het vir die onderwerp of die opdrag van hierdie formaat nie. Kom dus voorbereid met die kennis van alle formate, sodat jy die beste onderwerp kan kies vir jou woordeskat om te verseker dat jy sukses behaal. Graad 12's, dit is dan nou al van ons kant af in voorbereiding vir julle vraestel vir môre. Ons hoop om julle volgende keer te sien vir inhoud op vraestel 1. Dankie.